Ek praat in die huidige reeks oor keuses en vandag wil ek spesifiek praat oor vergifnis as 'n keuse. Matteus 6 vers 12 staan daar, en dis deel van die Onse Vader gebed. En vergeef ons sonde skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Jy hoef nie 'n Christen te wees om te weet dat onvergewensgesindheid skadelik is nie. Nie vir die een teenoor wie jy die gevoelens ronddra nie, maar vir jouself. Onvergewensgesindheid wek gepaardgaande negatiewe emosies op. Emosies soos haat en wraak en vergelding. Enige kundige in die gedragswetenskappe sal vir jou kan sê watter destruktiewe gevolge hierdie emosies op jou siege, jou gees, jou verhoudings en ook jou liggaamsgesondheid kan hê. Dit mergel jou uit en word soos 'n kanker in jou binneste. Selfs as jy 'n onskuldige slagoffer is en alle rede om kwaad en verbitter te wees, is jy ongelukkig ook die een wat op die langtermyn die lydende party is. Dis geen wonder dat die Bybel baie sterk leiding gee oor die kwessie van vergifnis nie. Die enigste manier vir persoonlike bevryding en genesing is deur die oortreder vry te spreek en te vergewe, al voel dit vir jou onregverdig, as die oortreder dalk skotvry van enige straf afkom. Al geskied geregtigheid en straf vir die oortreder nie altyd voldoende volgens ons oordeel nie, moet ons onthou dat elke mens uiteindelik maai wat jy gesaai het en dat God self alle onreg teen sy kinders sal wreek. Die Here beveel ons egter onomwonde om diegene te vergewe wat ons skade berokken het, deels omdat dit vir onsself genesing bring en deels omdat dit ons dan kwalifiseer om ook van ons skulde deur God vergewe te word. Daar is duidelik vir onsself net negatiewe gevolge indien ons nie vergeef nie. Dit bly egter steeds ons keuse, so moeilik as wat dit soms mag wees. Is daar iemand teen wie jy miskien 'n wrok dra, waarmee jy nog nie gedeel het nie? Waarom langer wag? Waarom jouself langer daardeur vergiftig? Bid saam met my. Here, help my om die regte ding te doen en so my vrede in U te behou. Ek maak daardie besluit nou in Jesus se naam. Amen.